As ek 'n stapie deur die woord van God. En ons is môre in Markus, 'n bekende gedeelte, Markus 10 vers 17 tot 31. Dit gaan oor die ryk jong man, 'n baie bekende gedeelte. En ek lees vir u. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom en val voor hom op sy knie en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort." En dis dan ook die titel van ons boodskap vanmôre. Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. Jy sal 'n skat in die hemel hê en kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan." En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: "Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan." Nou hierdie naald is nou nie die een waar jy snope en rokke se somme aanwerk nie. Dis 'n klein poort gewees wat na ure, wil ek amper sê, oopgemaak was as daar iemand laat opdag by 'n stad. So dit was 'n baie klein ingang gewees, so 'n kameel moes basies kniel en deurwurm om in te kom. En hulle was uitermate verslaan en het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: "By mense is dit onmoontlik, maar nie by God. Want by God is alle dinge moontlik." Toe begin Petrus vir hom te sê: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg." En Jesus antwoord en sê: "Voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en grond saam met vervolginge, en in die eeu wat kom die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, sal eerste wees." Ons kyk vanoggend na die gedeelte en ek kyk in die samelewing rondom my en ek kyk na mense en verstaan my baie reg. Ek sê dit met groot deernis en ek sê in 'n sekere mate met hartseer, as ek om my kyk na mense wat voorspoedig is en ek hoor die uitlatings wat hulle maak. Ek kyk na hulle siening spesifiek ten opsigte van die dinge van die Here, die koninkryk. Hulle het 'n onafhanklike leefstyl, hulle kom voor dat hulle self-made men en women is, dat hulle nie God eintlik nodig het, want dit gaan goed, of hulle redeneer, maar ek het nie nodig om my lewe aan te pas, of om op te hou om dinge te doen nie, want die Here seën my. Hulle sien die voorspoed as seëninge van God af. Nou, dit is 'n wanpersepsie, want ek sê dit baie dat die duiwel seën ook. Hy kom nie net met negativiteit hier, maar dan sal almal die Here wil dien. Hy kom met voorspoed, hy kom met seëninge, hy kom met mooi dinge. Hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Dis wat die woord vir ons sê. Hy doen hom voor as iets wat hy nie is nie, om ons te mislei en te verlei. En wanneer hy sien dat ons 'n begeerte het in 'n sekere rigting, maar dat ons ook 'n ywer het vir God se koninkryk, dan sal hy kom en miskien met voorspoed kom. En ons daarmee weglok, want baie mense met wie dit goed gaan, glo hulle moet hulle voorspoed uitlewe, want ek is nou voorspoedig, ek moet dit geniet, dis my handewerk, my goeie beplanning, dis my lewe wat ek so gemaak het, wat ek self deur my eie toedoen in 'n groot sin, voel ek dat ek verantwoordelik is vir dit en ek wil dit geniet, dit kom my toe, dis my reg. En in die proses vat dit ons weg van die Here.
In die proses vervreemd dit ons van God, dit raak 'n afgod, soos wat hierdie jong man se besittings, sy rykdom, sy geld, soos dit vir hom 'n afgod geraak het. Iets waarvan hy afhanklik geraak het. In vers 17 sien ons dat hy het al hierdie dinge, hy het voorspoed, maar hy het 'n onvervulde lewe. Hy weet hy kort iets. En so baie mense leef in hierdie dag en datum 'n onvervulde lewe, want hulle besef nie dat hulle Jesus nodig het in hulle lewe nie. Hulle kyk vas in die tydelike en die materiële en hulle sê, maar dit gaan goed met my, maar ek kort iets. En dan begin hulle allerlei vreemde dinge doen en dinge gewoontes aanhang om daardie honger, daardie leemte te vul. Ek sê baie keer by begrafnisse dat wanneer iemand weggeruk word uit 'n familie deur die dood, dan probeer mense baie keer deur dinge te begin doen of ander gewoontes en probeer hulle om daardie, of ander mense probeer hulle om daardie leemte te vul en dit is nie moontlik nie. Maar dit is baie uniek, dit is soos 'n legkaart stukkie wat wegraak uit mense se lewens uit. En daardie stukkie kan net God kan daardie posisie vul. Hy is die enigste een wat as plaasvervanger in daardie plek kan kom staan om dit vol te maak, om ons lewe vervul te maak. En so hardloop mense elke dag en hulle vra en sê, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? Is ek okay? Hulle meet hulle self aan kerkgang, aan betrokke wees by komitees, aan goed doen, aan gee vir die barmhartiges en 'n oop hand en 'n oop hart hê en vriendelik te wees en hoflik en die evangelie te versprei, maar as sê ek kort iets, is dit genoeg? Wat kort ek? En dan kom hierdie woord, een ding kom jy kort. En dis om alles agter te laat en Jesus volwaardig te volg. En nou kan mense volgende van my sê, nee, maar hoorie, dis 'n bietjie radikaal. Moet ek nou regtig my huis, my alles verkoop? Miskien het ons nie op hierdie dag en datum nodig om die dinge wat ons nodig het om te oorleef en ons voortbestaan hier op die aarde in stand te hou, om dit alles net weg te gooi, fataal, en te sê, nee, ek los alles en nou staan ek hier, hier is ek nie. Tensy God vir my so 'n woord gee. Maar wat ek vanmôre wil sê met hierdie boodskap en wat ek wil hê ons moet hier uitvat is dat ek moet hierdie dinge, hierdie tydelike dinge wat vir my belangrik is, waarin ek verknog geraak het, moet ek agterweë skuif, moet ek terugskuif, dit moet minder belangrik word as Jesus in my lewe. In vers 19 sien ons dat die wet wat Jesus vir hom voorhou dien as 'n spieël, die wet wat Jesus kom vervul het, as ons gaan kyk daarteen, dan is dit 'n spieelbeeld. Hoe lyk my lewe in vergelyking met dit? Aan hoeveel voldoen ek? Vers 20 sien ons dat verlossing is meer as net geloof. Verlossing is ook dade. Want deur ons dade, deur ons leefwyse getuig ons, wys ons wat ons geloof is. En ons geloof maak dat ons kan glo en vertrou en 'n vaste vertroue het in Jesus Christus om die ewige lewe te kan beerwe. So ons het nodig om goed te doen. Ons het nodig om die dinge te doen wat Christen leefstyl van ons verg. Ons het nodig om te getuig. Ons het nodig om te bid vir mekaar, om mekaar te bemoedig en te vermaan. Nie te kritiseer, maar te vermaan met die doel om mekaar op te bou, om mekaar te help, om beter te kan wees vir Christus. Nie as mens noodwendig. So hierdie dinge is nodig, dit is op sigself nie genoeg nie, want sonder geloof beteken dit niks. Dan vers 22 sien ons dat hierdie ouetjie draai om, hy is teleurgestel. Dis nie wat hy wou hoor nie. Hy wil miskien nog 'n wet gehad het, nog 'n titel of 'n ding gehad het om te sê, okay, dit kwalifiseer my. Nog 'n sertifikaat, nog 'n goedkeuring, nog 'n klop op die skouer om te sê, okay, jy's nou gereed. Jy's nou sy volwaardig 'n volgeling. Jy gaan die ewige lewe beerwe. Hy soek die verlosser, maar hy soek nie die Here in sy lewe nie, of beheer oor sy lewe. He's interested in the benefits, not the control. Want ek het mos hard gewerk. Ek het mos beplan. Ek het mos gespaar. Ek het opgeoffer. Ek het pyn en bespotting verduur om te kom waar ek vandag is.
Maar ek vergeet dat dit net God se genade is wat my deurgedra het. Wat het vir my moontlik gemaak het om al die dinge deur te gaan, om te kom tot op die punt waar ek blessings miskien in my lewe het. Maar ons vergeet so baie keer maklik, vergeet ons dit van die Here, maar ons is gou om uit te roep in tye van nood, waar is die Here? Hoe kan die Here dit toelaat? Dit was nie net die geld wat die ouetjie gemaak het, laat hy omdraai nie. Dis eerder die hartsouding wat hy gehad het. Teenoor rykdom, wat die struikelblok was. Sy gesindheid teenoor sy voorspoed, teenoor sy besittings dit. En baie mense sukkel met daai dieselfde probleme in hierdie dag en datum, en ek sê dit nie veroordelend nie. Sy sekuriteit, sy identiteit en sy vertroue was in die aardse besittings wat hy gehad het. Wat het vir hom 'n afgod gemaak het, waarvan hy afhanklik geraak het, wat hy glo, hy het nodig. Soveel mense daar buite leef voorspoedig en hulle identiteit, hulle persoonlikheid sit in hulle status, in hulle beursies. En is hartseer. Maar as jy daardie dinge van hulle sou wegneem, dan bly daar 'n patetiese, twyfelagtige, wat se woorde kan ons nog byvoeg, wat ons dan sal sien. Sonder al hierdie tydelike, hierdie materiële, hierdie vleeslike goed wat ons mee omring, om ons 'n sekere status te gee, om ons 'n gevoel van goed, ek is goed, ek is beter as ander te gee. Ons kyk na 'n paar kernaspekte, ons sien hierdie valse sekuriteit. Materiële gee 'n gevoel van valse sekuriteit en dit verminder my behoefte na God. Ek het nie nodig om te verander nie, want dit gaan goed met my. Die Here seën my mos, wat ek vroeër gesê het. Dit is nie verkeerd om voorspoedig te wees nie. Maar dit is verkeerd om afhanklik te word. Dis verkeerd om my lewe te bou daarop. Om te sê, dis al wat ek nodig het. Maar ek het God nodig. Ek het God nodig. As kyk na die verhaal van Job vinnig, ek dink nou vinnig daaraan. As ons kyk na die verhaal van Job, dan sien ons dat Job 'n voorspoedige man is. God het gespog met hom teenoor die duiwel. En die duiwel het gesê, gee hom 'n bietjie vir my. En Job het nie gesondig nie. Ons lees daar, die woord sê, Job het nie gesondig teen God nie, alhoewel sy vrou, sy vriende, almal het hom aangemoedig en sê, vervloek God en sterf. Kan ek en u, as ons dit wat in ons lewe is, wat ons glo, ons maak, of ons identifiseer, as ons dit sou verloor, wat gaan ons maak? Gaan ons murmureer teen God, gaan ons kla? Of gaan ons soos 'n Job volhard in ons geloof en sê, nee, ek glo in God en ek weet, ek is lief vir die Here. Dit wat hier is, sal hy my deurvat en hy sal my oprig. Onwilligheid om te onderwerp. Jesus se opdrag is gaan verkoop alles. En deel dit uit. As 'n toets om te sien wat sy hart werklik weer. Baie keer is daar dinge in ons lewe wat ons moet uit ons lewe uitkry om 'n beter verhouding met Jesus. Ons tyd, ons werk, ons gesin. Daar's baie keer mense waar ons verknog is en ons het 'n vriendekring en dit hou ons so besig, en ek het al gehoor dat veral jong mense vir my sê, maar ons het nie tyd om die Here te dien nie, want Sondag is die enigste dag wat ek kan rus en tyd met my vriende spandeer. Want ek moet Saterdag ook werk. En ek het eendag vir iemand gevra en gesê, is dit regtig nodig om die beste jappiefoon op die mark in jou sak te hê? Is dit nodig om 'n name-brand voertuig te ry om in die tel te wees, om gesien te word? Is dit nodig om 4 TV's in jou huis te hê? Want dit is alles goed wat geld kos, wat ek in stand moet hou, wat ek moet diens. Ek sê as ek so 'n bietjie afskaal, my nie self ontneem van plesier en gerief nie, maar as ek 'n bietjie afskaal, hoef ek dalk nie Saterdag te werk nie, maar kan ek dan tyd spandeer met my vriende en my gesin, die dinge doen by my huis, my gras sny, wat ek wil doen. En dan het ek tyd Sondag om God te gaan dien, en saam met my gesin te kuier. Toe sê die persoon vir my, ja, dis waar. Maar ons doen dit nie.
Want ons is te verknop, daar is te veel ander dinge wat ons aanhang, gewoontes, maniere, goed wat ons aanhang, wat belangriker is as God. Want die Here sal verstaan. Want die Here ken my hart. Ons is vasgeketting aan besittings, aan mense. Geestelike blindheid. Hy het gedink dat hy, as hy al die gebooie onderhou, is hy okay. Hy het nie besef dat sy liefde vir sy geld en sy besittings, ons liefde vir ons geliefdes en ons werk en dit waar ons verknog geraak het, ons gewoontetjies, maak dat ons die eerste gebod verbreek, die met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Met alles van my moet ek God eerste stel. Matteus 6:33 sê vir ons, soek allereerst die koninkryk van God. En al hierdie sal vir julle bygevoeg word. Maar ons is te besig om self dinge te wil doen. Ons gee nie God kans om 'n verskil in ons lewe te maak, want God is baie keer vir 'n bietjie te stadig na ons sin. Want ons leef in 'n kitsera. Immediate gratification. As ek 'n knoppie druk, kry ek 'n reaksie. As ek geld by 'n til gee, kry ek produkte. Maar as ek bid, gee God nie altyd dadelike uitkomste nie. Want hy wil my gereed kry, want hy weet dat wat ek vra tot my nadeel sal wees, want dit sal my of wegvat van hom af, of dit sal vir my skade wees. Ek sal my lewe verloor daardeur. Dalk kan jy vandag sê, ek sondig nie opsetlik nie, ek doen goed, ek gee vir God se saak, ek evangeliseer, en ek doen alles wat ek van myself moet doen om 'n goeie mens te wees. Wat of wie is daar vandag waarvoor jy beklei met jou lewe? Is daar mense, miskien jou kinders, miskien dit wat jy by mekaar gemaak het in die lewe, miskien met jouself, jou eie ek, wat jy sê, ek sal beklei hand en tand, ek sal my lewe aflê vir daai persoon of daai ding. Dit is vir my verskriklik kosbaar. Voel ek en u net so oor God? Voel ons net so as God vir ons net so kosbaar dat ons lewe, ons aansien, die bespotting sal verdra en verduur om te wys hoe lief ons is vir God? Of sal ons maar soos Petrus hom ontken? Dan sê nie, ek ken nie, man, jy maak 'n fout. Sal ek maar wanneer ek by 'n funksie is, of by 'n skou, of by 'n fees, of een of ander iets is van plek van vermaak is, sal ek ook maar so 'n vuil grapie of twee ingooi, net om raak gesien en gehoor te word. Sal ek maar 'n bietjie saam skinner. En dan om my gewete te sis, 'n ou wat sit en bedel, dan daarom 'n 10 of 20 rand en sê, aan te druk. Sodat ek kan beter voel sê, ek doen goed. Selfs, of iets of iemand wat so kosbaar, so sentimenteel is vir my, omdat ek so baie daarvoor opgeoffer het, so hard gewerk het, so swaar gekry het. Dis miskien 'n ideaal of 'n doel wat ek my lewe lank na gestreef het. Dis miskien titels wat ek voorgeleer het, wat vir my aansien gee, wat ek vanmôre moet prys gee. Moet so 'n bietjie terugskryf. Nie die sertifikate opskeer nie, maar ek moet dit miskien 'n bietjie terugskryf sodat God weer my eerste liefde word. Dat ek kan sê opreg sê, ek het God lief met my hele siel, my hele verstand en my hele wese. Het ek God lief. Gewoontes en maniere wat my help koop, wat tussen my en God staan. Wat ek glo ek nie sonder kan klaarkom nie. Wat ek nie maklik kan afgee nie, want Here, jy weet mos maar. Ek is maar 'n introvert. Ek is maar nog nie altyd so vinnig nie. Ek kan nie goed praat nie. Ek is maar 'n bietjie skaam. Hoekom gee jy dit nie vir die Here nie? Hoekom skuif jy dit nie 'n bietjie terug vanmôre nie? Hoekom gaan jy nie en raak ontslae daarvan? In die sin van, ek gee dit prys, ek skuif dit een kant toe, sodat God in my lewe kan oorneem. As God vir Moses kon oprig, wat nie maklik kon praat nie, as hy hom kon oprig om 'n nasie, sy volk uit te lei, uit slawerny, hoekom kan hy nie vir my en u gebruik nie? Geld was die simptoom van 'n dieper probleem vir hierdie ryk jong man.
Wat is die simptoom vanmôre in my en u lewe wat eintlik 'n dieper probleem is? Ons kan, is miskien selfregverdig en vanmôre ons kan vanmôre sê ek doen dit en ek doen nie dat nie en ek maak sis en ek maak so. Maar is dit 'n simptoom van iets wat 'n dieper betekenis het waarmee ek sukkel? Waarmee ek verknog geraak het? Wat is die een ding wat jy vanmôre kort kom? Wat jy nodig het om te doen ten einde die ewige lewe te kan beerwe? Wat is vanmôre daardie een ding? Nie wat ek moet prys gee nie, maar wat ek moet doen in gehoorsaamheid aan God. Om God eerste te stel. Om hom eerste te maak in my lewe. Amen.